En ek dink julle verwag om net nie weet ek gaan wat ek sing nie, want al hierdie tog moet so aan die rondom my, dit kan ook die man persepsie veroorsaak. Maar ja, regtig baie dankie dat julle almal gekom het. Ek dink ons gaan verskriklik baie leer vanaand. En ek wil vir julle almal aanmoedig om asseblief nie vanaand skaam te wees om vrae te vra nie. Ons is almal hierso om vir julle toe te rus met die nodige kennis en om julle vrae te beantwoord sodat julle hier uit kan stap met meer kennis as wat julle hier ingestap het. Maar voor ons nou verder gaan, wil ek eers julle hoor, in maandag se saal het ek gehoor dat julle 'n vreeslike bedrywige week voor julle gehad het wat sport, akademie, drama betref het. Het dit alles dan goed afgeloop? Het dit, dis 'n paar wat skend en paar wat onseker is. Het dit goed gegaan? Okay, ek is baie bly om dit te hoor. Nou julle vanaand gaan ek praat oor twee dinge. Ek gaan eerstens vir julle bekendstel aan Purpose Path en dan daarna gaan ek vlugtig praat oor menslike hulpbestuur as 'n beroep. Ons almal het net soos wat die juffrou gesê het 15 minute om vinnig daaroor te praat. So dit is nogal kort, maar as ons vanaand net eens vlugtig oor iets praat en daar's 'n aanvraag om dalk weer op 'n ander careerklub aan oor dieselfde onderwerp te praat, dan kan ons so maak. So moet nie daaroor stres nie. Luister wat almal te sê het, vra en ons kan altyd weer meer in diepte oor iets spesifiek praat as jy sou wou. Okay. Maandag aand of maandagoggend toe praat ons vinnig oor hoe belangrik dit is vir jou om die regte beroep te kies wat by jou pas. Iemand wat in die regte beroep is wat by hulle pas, sal floreer in dit wat hulle doen. Hulle sal baie sukses behaal in dit wat hulle doen en hulle gaan hulle volle potensiaal kan uitleef in daai beroep. Ons het ook gepraat vandag van die gevare van wanneer jy nie in die regte beroep loop, wanneer jy 'n beroep kies wat nie eintlik by jou pas nie. Iemand in so 'n posisie sal jy sien spring baie vinnig van beroepe. Hulle is 1 jaar, is hulle hier 2 jaar by die ander plek en so spring hulle van beroep tot beroep baie gereeld. Hulle is ook ongelukkig in hulle werk, hulle het baie frustrasie, hulle probeer self uitvind, maar hoekom is ek nie gelukkig in wat ek doen nie? Ek is dan goed daarin, want dit kan ook gebeur, jy kan goed wees vir iets wat jy nie bedoel is om te doen nie. En hulle verstaan nie, want hulle begin die fout by hulle soek. En eintlik was dit net die fondasie waarby hulle begin het, was nie gelê op die waarheid nie. Wie kan van my sê, wat was daai 2 vrae wat ek vir julle gevra het in die saal, of na die saal? Ek het julle 2 vrae gevra. Wie is ek? Okay, jy kry so met die eerste prys. Sien julle met oplet. En wie kan vir my sê, wat was die tweede vraag gewees wat ek gevra het? Daar is 'n hand wat waai. Wat wil ek eendag wees? Wat wil ek eendag doen met my lewe en wat wil ek bereik? Dis vir jou ook 'n prys. En ek is nou 10 jaar al 'n elektriese ingenieur of wat ook al, en ek dan besef maar hierdie beroep is nie eintlik vir my nie. Om dan ander keuses te begin maak en ander afdraai te leer soek. Eerder as om nou al die regte keuses te maak, nou al te besluit watse beroep wil ek nastreef. So ons wil nou al uit hierdie werksblokke uit wil ons die regte keuses begin maak. Nou hoe lyk dit as ek die regte beroep kies? Hoe weet ek wanneer ek die regte beroep kies? Dit is nou waar Purpose Path inkom. Purpose Path is daar om vir jou te help ontdek wie jy is, wat jy wil doen met jou lewe, en dit meet in diepte en met statistiese akkuraatheid die 4 dimensies van jou menswees. Dit is jou persoonlikheid, jou sterkpunte en jou vaardighede, jou waardes as mens en jou belangstellings. Baie mense gaan kies 'n beroep gebaseer op net een van hierdie dimensies. Hulle gaan kyk onder andere byvoorbeeld
visie. Dit kan lei tot 'n career mismatch. Dit is daar waar jy dan 'n doodloopstraat in jou lewe of in jou loopbaan bereik en jy vir jouself moet vra, "Sjoe, nou moet ek iets anders doen want ek is verseker in die verkeerde ding." En ons wil nie dit hê, ons wil nie daai pad afgaan nie. So by Purpose Path word dit in diepte bespreek, soos ek sê, waar dit gemeet is met statistiese akkuraatheid. En dit is regtig my passie en my liefde om vir jou te help om daai regte Purpose Path te ontdek. Nou, hoe lyk dit, sou jy nou die pad met my aanpak? Heel eerste gaan ons met mekaar eers net 'n bietjie praat. Ek wil eers weet wie's jy en jy wil verseker eers weet wie's die tannie. Dan gaan ons 'n assessering doen. Jy neem die assessering, jy vat hom huis toe, gaan doen hom op jou tyd. Wanneer jy klaar is met hom, dan gaan ons 'n terugvoeringssessie hê, 'n konsultasie. Waar ons dan gaan kyk na wat is jou resultate gewees? Wie het jy op die einde gesê is jy? Wat se beroepe pas by jou 4 dimensies? En dan gaan ons begin bou op 'n careerpath. Ons gaan begin bou op 'n padkaart. Hoe gaan jy van waar jy vandag hierso sit tot by jou einddestinasie kom? By daai doelwit, daai beroep waartoe jy werk. Goed. Ek moet seker maak ek het alles nou hier gesê wat ek wil sê. En ek herinner julle net weer aan, soos ons maandag genoem het, jy is daai unieke stukkie puzzle. En in die wêreld is daar vir jou 'n sekere plek wat net jy inpas. En jy kan nie gaan probeer om 'n ander puzzle stukkie te wees nie, want hy gaan nie daarin pas nie. So ek gaan maandag of in volgende week gaan ek vir julle 'n pamflet en 'n brosjure met al my inligting gaan ek en al Purpose Path inligting gaan ek vir julle kom uitdeel. Julle kan dit bestudeer, julle kan met julle ouers daar gesels en julle kan my dan kontak as jy die pad met my wil stap om jou te help, jou beroep en jou loopbaan ontdek. Nou goed, is daar enige vrae rondom Purpose Path of wat ek nou net gesê het? Nie skaam wees nie. Ek help nie. Okay, dan gaan ek vinnig oorslaan na wat julle gevra het. Gaan vlugtig praat oor menslike hulpbronbestuur. Dit is wat, soos die juffrou gesê het, wat ek gestudeer het. So my slide is in Engels, ek daag hier 'n bietjie uit, ek gaan wel in Afrikaans praat. Menslike hulpbronbestuur is wat ek studeer het en dit is hoekom ek studeer het, want dit is my passie om mense te help en om mense te help hulle volle potensiaal bereik, spesifiek in hulle lewe en hulle loopbaan. Nou, daar was spesifiek gevra om bietjie te meer uitgebrei oor wat is menslike hulpbronbestuur. In elke maatskappy is daar 'n departement wat 'n hulpbronbestuur departement is. Want oral waar daar mense werk, benodig hulle 'n departement wat kyk na die mense. Wat seker maak dat die mense se well-being nagekyk word. En dieselfde departement moet ook seker maak dat die mense wat daar werk, kyk ook na die maatskappy. Sodat dit 'n organiese en gesonde organisme is, wat kan groei en kan voortbestaan en bou, sodat die besigheid suksesvol is en daar nog steeds vir almal werke is. As die besigheid flop of vou, dan het jy nou nie meer werk nie, dit is nie wat ons doelwit is nie, as 'n human resource department. Okay. So wat is dit wat spesifiek verwag word van die menslike hulpbron departement? As jy instap as 'n menslike hulpbron offisier of 'n bestuurder, dan werk jy jouself op na 'n tipiese posisie wat hulle noem die human resource manager. En die human resource manager sal 'n span onder hulle hê wat uit die administratiewe departement of span bestaan wat die persoon dan nou help of dan nou meer as dit die administrasie doen en dan kyk na al hierdie spesifieke afdelings waarna ons nou gaan kyk. So wat presies word verwag van die menslike hulpbronbestuur funksies? Die heel eerste begin dit as ek 'n maatskappy het, of ek het 'n besigheid, wie stel ek aan? Ek moet die regte mense aanstel om by my te kom werk, met die regte kwalifikasies, die regte vereistes, sodat hulle na die span toe kan bring wat die maatskappy nodig het om vooruit te beweeg.
sodra ek die persoon in die maatskappy het, nou moet ek hulle help om te ontwikkel in die posisie wat ek hulle in geplaas het. So jy 'n ingenieur is, jy kom nou net vars van die universiteit af, jy het nog nie noodwendig al die praktiese ervaring wat jy nodig het as 'n ingenieur om dalk op die fabrieksvloer te werk op jou eie. So dan kom daar eers bietjie opleiding en daar gaan die HR-departement 'n hele analise doen van watse training of opleiding het hierdie persoon nodig om daai pos te kan vul. Dan employee relations en communications of engagement. So dit is ook belangrik dat die manier wat die persone met mekaar interaksie het dan gekyk word. So hoe lyk ons meetings, hoe praat ons met mekaar, hoe werk ons met mekaar? Ons moet seker maak dat dit 'n gesonde wyse van kommunikasie is met mekaar. Dan benefits of compensation, so natuurlik iemand moet kyk dat almal hulle salarisse kry, dat hulle UIF afgetrek is, dat hulle tax reg is en dat almal die regte salaris betaal word. Party maatskappye het voordele soos 'n mediese skema en al daai goedjies moet in plek wees, so die menslike hulpbronbestuur span is gewoonlik wat daarna kyk. Dan talent management en succession planning. Soos wat jy groei in die maatskappy, jy gaan nie vir ewig net in jou een posisie bly nie. Jy gaan verseker ontwikkel en groei in 'n meer mature posisie in. So jy kan dalk, ek gebruik nou weer die voorbeeld van 'n ingenieur, jy gaan dalk meer 'n senior engineer raak. Maar jy kort 'n konstante opleiding sodat ons seker maak jy voldoen aan die vereistes. As daar nuwe standaarde is wat aan ons blootgestel is, dat jy weet hoe daai standaarde lyk en dat jy daaraan voldoen. So dit is konstante training. So die departement gaan dan weer eens analiseer, hoe lyk dit vir die persoon om tot by die posisie te groei en ons moet konstante training plan uitwerk sodat die persoon groei in daai posisie. Of vir 'n ander rede, as jy 'n CEO het, iemand moet daai CEO se posisie weer gaan vul. En dan identifiseer hulle iemand in die maatskappy wat die potensiaal het om te ontwikkel in die CEO, wat hom kan vervang, sou hy aftree of na 'n ander maatskappy toe beweeg. So dit means succession planning, so om daai persoon te gaan identifiseer en 'n plan uit te werk sodat hulle wel eendag daai pos kan vul. Okay. Dan policy development. Nou daar is baie policies, soos wat julle skoolreëls het en standaarde waaraan julle voldoen, julle hemde moet maar ingesteek wees, die hare moet netjies wees, nie groot oorbelle nie. Net so het 'n maatskappy ook reëls en prosedures waarby hulle gehou moet word. Nou hierdie departement is gewoonlik wat dit opstel en wat seker maak dat almal daarby hou. En die policies is gewoonlik in lyn met wat die maatskappy se objektief is, soos wat hulle objektief is om die beste jong kinders en studente en jong mense in die lewe in te stuur, toegerus met alles wat hulle nodig het. So is 'n maatskappy se einddoel om net suksesvol te wees en dit alles moet in lyn wees om almal op die boot tot by daai destinasie te kry. Dan byvoorbeeld, dan is daar nou weer baie compliance, soos baie bodies daar buite waar ons moet voldoen en wat seker maak van die regering se kant af in maatskappye na hulle mense reg kyk. En dit is byvoorbeeld soos die Labour Relations Act wat ons aan moet voldoen. Wat seker maak jy werk 'n sekere hoeveelheid ure en ek is amper klaar. Sekere hoeveelheid ure in 'n week en jy werk nie oor dit nie en as jy oor dit werk, die oortyd betaal word, daai tipe van dinge. En dan die Basic Conditions of Employment Act wat ook seker maak dat die mense mooi na gekyk word en ons 'n hele standaard en reëls waaraan dit voldoen moet word, sodat die mense nie uitbrand nie, sodat die employees mooi na gekyk word. En dan soos byvoorbeeld die Employment Equity Act wat seker maak dat almal regverdig en gelyke kansse het in die maatskappy. So daar is sekere compliances wat plaasvind. Dan is daar ook 'n health and safety aspek aan dit wat seker maak dat al die health and safety prosedures gevolg word. As jy op 'n konstruksie site werk, moet almal 'n kit dra, almal moet 'n reflector jacket dra. Al is iemand wat in die kantoor werk, jy moet seker maak dat die oomblik wat jy uitbeweeg, dat 'n forklift of iets wat buite ry jou nie kan tref en jy moet duidelik kan sien. So daar's oral so 'n health and safety reëls. Jy sal hier ook sien op die skool is daar areas wat wys mag nie hierso rook nie of mag hierso 'n exit. Dit ja,
Hierso is emergency exit volg hierdie paadjie. Dis alles health and safety. Iemand moes dit gaan oplees en gaan seker maak het waarin moet die skool voldoen, waarin moet die maatskappy voldoen. Iemand moes dit gaan opsit het. Iemand moet gaan seker maak dat die brandblussers, soos daai brandblussers hierso, al die rooi tekens wat jy aan die kant sien, dat dit opgesit is en dat die brandblusser werk die dag wat daar by hulle vuur uitbreek, dat hy sy toetse deurgegaan het en dat hy nog gaan werk. So dit is baie vinnig in 'n nutshell wat die menslike hulpbron bestuur departement doen. Dan was daar 'n vraag gewees, as mens nou wil verder gaan studeer, byvoorbeeld menslike hulpbron bestuur maar juniors doen, wat is dan nou die verskil? Hoekom sal ek nie net 'n graad daarin kry, of 'n diploma daarin kry? Hoe meer jy spesifiseer daarin, byvoorbeeld 'n juniorsvlak gaan doen, hoe meer spesifiek fokus dit op al hierdie aspekte wat ek nou noem, en hoe meer gespesialiseerd is jy in die veld om 'n verskil te gaan maak, om 'n menslike hulpbron bestuurder te raak, baie vinniger as iemand anders wat nie dit byvoorbeeld gedoen het nie. Jou kennis daaroor is net baie meer, jou praktiese ervaring, jou verstaan en insig van dit is ook net baie meer, omdat hulle op daai vlak van education baie meer daarop fokus om vir jou toe te is vir die werklikheid van daai beroep daar buite. In 'n nutshell, en ek lees maar ons terug, ek nou baie gepraat, is dit oor 'n menslike hulpbron bestuur. Is daar enige vrae van julle kant af? Julle gaan meer vrae moet vra as nou. Maar oké, dan gee ek oor, baie dankie dat julle geluister het, en dan gee ek oor aan Oom Hercules, wat gaan praat oor ingenieurswese. Baie exciting tyd van julle lewe, waar julle enig ook 'n beroep gaan begin, julle eie geld gaan verdien, julle eie kar gaan hê, julle eie huis gaan bly, en basies maar 'n bietjie wegkom van julle ouers. So, weet een van julle, enige een van julle wat ingenieurswese is, of wat ingenieur doen? Enige iemand? Het enige iemand daarvan gehoor? Jy hoef nie te antwoord, ek sê nie op die spot sit. Enige iemand daarvan gehoor? Ek weet dan ons so paar, dat lyk nou net nie my werk is net geknip vir my. Okay, ja, op met die papiere asseblief, Vroetel. Ja, Vroetel later. Ja. En ek hoop julle kan duidelik sien dat ek uitvoer, maar dis basies, weet hoekom mens ingenieurswese doen. Ingenieurs help society, help die mense daar buite om vir almal 'n nuwe toekoms te bou, 'n moderne toekoms te bou waar ons almal wil lewe. Dit gaan jou ook help om in 'n persoonlike en in 'n professionele beroep te groei. Ja, natuurlik kan jy help om lekker geld te maak sodat jy 'n goeie lewe kan hê. Dit is seker een van die belangrikste dinge wat vir al jong mense behels, is dat jy kan baie plekke in die wêreld besoek en jy kan ook enige plek in die wêreld werk of bly as jy nou nie so daar wil. So wat doen 'n ingenieur? Ek wil 'n paar voorbeelde gee. Hierdie paar ingenieurs is nogal relatief naby aan mekaar verwant. So eers kry jy 'n mynbouingenieur, 'n mynbouingenieur grou minerale of natuurlike hulpbronne uit die aarde uit, of het boogronds of ondergronds is, en hulle ontwerp daardie myne, hulle bedryf daardie myne. En dan kry jy chemiese ingenieurs en metallurgiese ingenieurs wat ek een is. En wat ons doen, is ons gebruik chemikalieë, enige ander prosesse, of dit nou gravitasie is, of magnetisme, of elektrostatiese kragte, of al daai pragtige materiaal-eienskappe wat jy van leer op skool, om die minerale en metale wat van belang is, dan te ekstraheer, te onttrek uit daai natuurlike hulpbronne. En hoekom doen ons dit? Wel nie net om geld te maak en om dit lekker is nie, maar basies om daai goed te vervaardig wat jy dan most op jou blokkies daaronder sien. En dit is die goed, die verbruikersgoedere wat ons allemaal nodig het. Jou selfoon, huiskas, TV en ook die motor waarin jy ry. Dit is die doel
hoekom hierdie mynbou, chemiese, metallurgiese ingenieurs die werk doen wat hulle doen. En so waar werk hulle in hierdie spesifieke groep, kan jy byvoorbeeld sien, so daar in Amerika, kan jy op werk vir Barrick, jy kan in Suid-Amerika werk vir Wale, jy kan in Vermaaren werk in Saudi-Arabië, vir Anglo-American diens in Afrika en alle dele van die wêreld, of vir BHP, bijvoorbeeld in Australië. Hierdie groepie is ook nogal relatief nou verwant in wat hulle doen. Jy kry elektroniese ingenieurs wat elektroniese circuits hulle doen en komponente ontwerp en dan vervaardig. En dan kry jy sagtebare ingenieurs wat daardie komponente, daardie sisteme programmeer om sekere goed te doen. En dan kry jy industriële ingenieurs wat daardie toerusting en stelsels gebruik om weer eens om goed te vervaardig op 'n industriële skaal. Of dit eenvoudig is so daai toestel wat jy daar sien, wat besig is om koekies te maak op 'n massaproduksie, of weet vir baie meer gecompliseerde sisteme. En natuurlik hierdie ingenieurs wat jy hierso sien, is ook baie nou verband en betrokke by kunsmatige intelligensie. So waar kan jy werk as jy een van hierdie ingenieurs is? Jy kan byvoorbeeld vir Nvidia of Microsoft werk in Silicon Valley in Californië in Amerika, of jy kan vir Samsung werk in Korea of in alle ander dele rondom die wêreld waar hulle gehuisves is. Hier is weer 'n ander groepie wat relatief nou verwant is. So jy kry meganiese ingenieurs wat toerusting, masjinerie ontwerp, laat vervaardig, laat bou en bedryf. Jy kry lugvaart ingenieurs wat toestelle en vaartuie ontwerp wat nie net in ons lug kan vlieg, maar ook in die ruimte. En dan laastens siviele ingenieurs wat basies die infrastruktuur ontwerp en wat bou en bedryf, sodat al hierdie toerusting wat ons gebruik om te beweeg en te vervoer op aarde, of het op land is, of het op die water is, of het in die lug is, of het in die ruimte is, vir daai infrastruktuur te skep, vir ons die bereik wat jy daaronder sien. So, waar kan jy werk? Obviously van die sekere mees excitingste maatskappye in die oomblik, jy kan vir SpaceX, of jy kan vir Tesla werk in Amerika, jy kan miskien meer tradisioneel, miskien vir Porsche, of jy wil Ferrari gewerk in Italië. So wat is die vereistes het jy nodig om ingenieurswese te studeer? Wel, moet jy nou sê jy 'n nasionale hoër sertifikaat nodig, jy moet wiskunde en fisiese wetenskap hê, en as obvious die toelatingsvereistes, afhangende van wat ingenieurswese jy gaan doen. Ek dink tipies vrystelling begin 60% in sekere vakke en in ander gevalle 70% in vakke. Maar dit is nie altyd die geval nie. Byvoorbeeld, jy het nie nodig fisiese wetenskap nodig as jy 'n sagtebare ingenieur wil word. En ek dink al daai ingenieurswese rigtings wat jy sien in daai middelste blokkie, ek dink kan in Suid-Afrika aangebied word. Ek dink dalk net nie waar word die aangebied nie. En so waar kan jy gaan studeer? Ja, jy kan Pretoria, jy kan Stellenbosch, Kaapstad, jy kan in Vrystaat, jy kan in Johannesburg, en jy kan ook aanlyn studeer, byvoorbeeld deur UNISA. En tipies is dit 'n 4 jaar voltydse graad of 'n 3 jaar voltydse diploma. Daai blokkie daar heel onder regs is seker die belangrikste van al die vereistes wat jy nodig het om ingenieur te word. So ja, eers moet jy reg belangstel in dinge wat om jou aangaan en hoe goed is werk. En jy moet natuurlik vasberade die deursettingsvermoë hê. Jy moet omdat ongelooflike baie studiemateriaal oor daai 3 of 4 jaar kursus is, moet jy goed georganiseerd wees en jy moet baie gewees met tyd bestuur. En ek dink die laaste punt is die belangrikste. Daai balans tussen jou studies en jou sosiaal. Jy kan nie net studeer en agent maak nie, jy kan nie net party en agent maak nie. Jy moet 'n baie goeie balans tussen daai twee. So laastens om op te som, hoekom word jy ingenieur? Wel, jy help die res van die samelewing om 'n moderne toekoms te skep. Jy investeer in jou eie professionele ontwikkeling
genoeg geld sodat jy 'n goeie lewe vir jouself en vir jou familie kan hê. En laastens kan jy enige plek in die wêreld gaan bly op werk. Enige vraag. Okay, weet meer mense waar hulle geneesfees gegaan? Wys jy daar aan? Daar is 'n bietjie meer dan hier. Terwyl ons mee besig is om die laptop gou vir ons reg te kry, gaan ek net vir julle sê, weet julle hoe lekker is vir my om na 13 jaar weer op die verhoog te staan. Op hierdie verhoog het ek 13 jaar lang konsert gehou. Maandagoggend het jy gesit en gekyk, weet nie reg skooldag aan nie, wie kou gom, wie maak julle oop toe nie, al daai stories. En dan het ek net teruggekom na 13 jaar en ek kan net sien, netjie, hoe pragtig is die skool en hoe wonderlik is alles en hoeveel nuwe dinge is hier en hoe gelukkig lyk almal. So baie geluk daarmee. En dankie Stella vir die uitnodiging om dit te kan om bietjie met julle te gesels. Nou, waaroor ons vanaand gaan praat oor liedjies, 4 is dat is oor die gasvryheidsbedryf. Maar om dit vir julle meer in perspektief te stel, gaan ek net die eerste 2 skyfies gebruik om net vir julle van ons gasvryheidsbedryf te vertel, want dan kry julle meer idee waaroor dit gaan. Nou, daai aansien ons eerste slide op. Daar sien julle dat ons bedryf se naam is Ainde Leisure Collection. Dis hoekom julle op ons logo sal sien, IDLC, dit is die manier ons dit bemark. So ons praat van onsself as Ainde Leisure Collection en onder ons bestuur dan as Ainde Leisure Collection 3 verskillende gastehuise in Swellendam. Nou, Ainde Oorgasthuis is ons vlaggenskap, dit was ons eerste gastehuis. En daarna het ons met Ainde Jewe selfkykering begin en toe het ons ook net voor COVID, wat 'n groot slagting was, het ons begin met Ainde Eiken Gastehuis. Ons het begin met 7 kamers en ons is tans op 'n stadium waar ons 78 mense kan slaap. So dis so groot soos 'n hotel, 'n groot hotel, maar wat op 3 verskillende persele is. So, dis 'n regtig voorreg om hierdie plek te werk. Ons is 'n 4-ster en ons pryse wissel. En ek wil vir julle idee gee sodat julle weet waarmee 'n mens werk. Ons pryse wissel van 1000 vir 'n enkel persoon tot 2-3.000 per dag vir 2 persone wat slaap, want ons is 'n 4-ster hotel. So, dit is net die idee. Dan die volgende wat ons ook wat ek ook graag die volgende slide vir julle wil wys, is dat vir hoeveel mense in Swellendam ons werk gee en ons is regtig baie trots daarop dat ons 'n groot werkgewer in Swellendam is. Die permanente werkers wat vir ons werk is 9 bestuurders, waarvan hier so 3 op die verhoog is, en dan het ons 26 algemene werkers. En dan het ons nog ook, hier sit iemand, hier 1 of 2 mense wat ook by ons studente werk doen. So dis regtig 'n wonderlike voorreg om in die bedryf te wees. Okay, nou kom ons by wat ons eintlik wil vertel oor die bedryf. Toerisme. Dis baie interessant om te weet, as jy na daai getal daar kyk, dat in Suid-Afrika of in Kaapstad kom daar tussen 2.8 miljoen en 3 miljoen mense per jaar op internasionale vlugte hier aan. En tussen nasionaal met ander woorde van Johannesburg af of van PE af of waar ook al, land daar tussen 800 en 900.000 mense per jaar. Nou, dis wonderlik om te dink dat ons baie van die mense hierna vertrek. Jy moet ook onthou dat mense wel in Johannesburg kan land, of steeds internasionaal is, maar hulle kom Kaapstad toe met 'n plaaslike vlug. Nou, ons het gevind dat die tendens in Swellendam is dat ons die meeste van die volgende nasies hier kry. Duitsers, die meeste, dan Nederlanders, dan Belge, en in 'n mindere mate kry ons mense van Brittanje, mense van Europa en hier en daar, al die ander plekke in Europa. Nou, hoekom is toerisme in die Weskaap so gewild? Hoekom kom daar al meer en meer mense Weskaap toe? Julle kan self daar lees, ek gaan nie elke detail gaan nie, ons tyd is nie te kort daarvoor,
Maar 'n groot ding is omdat ons hierdie wonderlike natuurskoon het. Ons is hierdie wonderlike oseaan. Ons het hierdie suidpunt waar ons die twee oseane en die Suid-Atlantiese Oseaan kombineer. Die Europeërs is mal oor ons plek, want hulle kom vir goedkoop. Hulle betaal in euro, so ons gee nie omdat ons hulle kan vra nie, want hulle wil betaal. Hulle gee nie op nie. Hulle gee nie om R500 vir 'n bottel wyn te betaal nie, dat ons dit doen nie, maar dit is van die kleintjies. So ja, dit is die Weskaap word ongelooflik geword. Dan wil ek net vir julle sê van die tipe afdelings of departemente wat mens kry. Mens kry baie meer, ek het nou so net so 'n bietjie verklein. Dis 'n baie veld. En weet julle, enige een van julle wat belangstel, julle sal ook sien as hierdie drie mense vinnig ietsie sê, gaan ietsie in die gastehuis, in die gasvryheidsbedryf kry, wat jy van hou. Nou, ek het 'n paar van die stel genoem, kelners, skoonmakerskokke ensovoorts, julle kan maar self lees daar. En dan wat ons nie is daar 'n bietjie kleiner geskrywe stel. Groter hotelle het housekeeping, allerlei ander ekstra goedjies, hulle het gyms en spas en allerlei goedjies by wat ook bestuurders word, wat dan natuurlik nie in ons opset so is nie. Watter persoonlikheid moet jy hê om hierdie beroep te volg? Die heel eerste wat ek wil sê, behalwe van alles wat daar staan, sal ek nou met julle weer lees. Dit is 'n beroep waar jy moet weet, niks is ooit dieselfde nie. Elke liewe dag is anders. Jy kan nie 'n mens wees wat als in so 'n boksie wil sit nie. Want hierdie boksie gaan baie vinnig oopbreek. En dan gaan jy agterkom, jy moes nou eintlik dit gedoen het of nie, hierdie gaan nie vandag so werk nie. So dit is een ding wat jy moet self weet. As jy so 'n rigiede persoon is, gaan dit vir jou baie moeilik wees. Jy moet lief wees vir mense en jy moet kennis hê van mense se karaktereienskappe. Goeie menseverhoudinge. Goeie kommunikasievaardighede, aanpasbaar, dis wat ek julle gesê van die boksie. Kennis oor konflikhantering. Mense word vir jou kwaad, hulle is opgeskik, hulle sê koffie is koud en hulle dis nie altyd so lekker nie. Probleemoplossingsvaardighede. Moenie onmiddellik kwaad word as 'n ou vir jou ietsie sê nie. Probeer om dit op te los. Goeie algemene kennis, jy moet met hierdie mense oor alles kan praat. Van wat gisteraand gebeur het oor die nuus tussen Trump en Ramaphosa. Of wat ook al, jy moet van alles weet, jy moet met mense kan gesels. Jy moet energiek wees. Jy kan nie met afkoppie in 'n lam gesiggie in kromskouertjies daar aankom nie. Mense gaan nie daarvan hou nie. Jy moet lyk of jy lus vir die lewe wat is lekker in jou vakansie. En dan mense kom vakansie hou. Alles moet van hulle lekker wees. En dan dis baie belangrik, iets wat nie dom wat nie op jou slide is nie, maar is dat jy altyd goed versorg en netjies sal wees. Dis iets wat ons ook baie aandag aan gee aan ons mense. Dit is moet weet, as jy by ontvangs is, moet jy so lyk, dit moet goed wees. Dan, die volgende, gaan ek julle vir Ansmie aan die hoorstel. Nou, Ansmie, ek gaan dit maar weggee, Ansmie het in 2011 by Hoërskool Swellendam, sy is 'n produk van Hoërskool Swellendam, sy het die matriek geskryf. Sy het toe 'n graad in kommunikasie gaan doen aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Sy is tans ons bemarkingsbestuurder. Sy neem ook oor wanneer ek nie daar is nie, want jy gaan vakansie hou. Sy is ons funksiekoördineerder en sy is ons konferensieorganiseerder. So sy gaan nou so vinnig met julle praat oor bemarking. Dankie Firie. Ek wil die erger maak, maar dit was 2010. Actually. Ek gaan baie vandag ek gaan baie soos nadat ek sê in 'n nutshell, dis baie kort, dis eintlik kan baie meer in diepte wees. Maar in kort behels bemarking alles wat dit verg dat iemand op 'n bed kom slaap. Alles wat dit verg om my bed verkoop te kry, om 'n gas te kry om ons te kom slaap. Alles wat gaste lok na ander leisure toe. Ons wil vir gaste die beste en die lekkerste ervaring en produk bied. So dis my verantwoordelikheid ook, ek is verantwoordelik vir die beeld en die reputasie van Ander Leisure. En alles wat bydra om hierdie beeld en die reputasie natuurlik positief te hou. En dan, een van die lekker dele is, ek is in beheer van al die sosiale media platforms, ek kan dit doen as deel van my werk, ek kan dit heel dag op Instagram en Facebook en TikTok lees. So dit is die website, die blog, soos ek sê, Instagram, Facebook, al die lekker dinge. Ek moet dit op in stand hou en op datum hou, gereeld nuwe foto's op
opsit, gereeld nuwe foto's geneem word en natuurlik gereeld nuwe content genereer. En dan soos ek gesê het, ek doen al die funksies en die borde, al die administrasie en die reël van funksies. Dit kan wissel van 'n HAT tot 'n produktlaunch tot 'n jaarvergadering. Mense klop aan vir baie verskillende goed en ek moet sorg dat dit natuurlik seepglad verloop. En hanteer ek alle borde. Dit wissel van iemand wat dalk verbly wen by Wolfdag of ons bord byvoorbeeld die kunstenaars wat optree by die teater. Dit is alles deel van ons en ons moet natuurlik ook sorg dat ons die nodige publisiteit en bemarking daaruit kry. En dan adverterings en promosies kom ook deur my. Ek is verantwoordelik vir die ontwerp en opstel daarvan en die uitstuur, koerante, sosiale media, oral waar dit geplaas word. Ons het gedurig specials op ons akkommodasie, ek is verantwoordelik vir dit. En dan ons het besprekingsplatforms waar mense natuurlik nou 'n boeking maak, byvoorbeeld booking.com en Lekker Slaap. En ek moet sorg dat hierdie inligting altyd op datum is en die foto's opgerateer is. Jy kan nie ou kamerfoto opsit nie, dit moet alles reed wees. En natuurlik moet jy op hierdie platforms verseker dat die gas altyd 'n positiewe ervaring het. Niks moet moeilik wees nie, alles moet bruikbaar wees, dit moet maklik en vinnig wees. En dan wil ek net sê, elke dag verskil, soos ek sê, jy pas regtig aan, geen dag is dieselfde nie. En as jy hou van bietjie kreatief wees en bietjie uit die boks uitklim, hou van skryf, hou van uitdagings, dan is regtig hierdie die veld om te gaan. Dankie Ansie. Okay, hoe beland jy in hierdie beroep? Dit moet jou belangstelling in jou passie wees. Jy wil nie dink, okay, hier is 'n maklike beroep, dis 'n plek waar jy sonder dan moet werk en dit moet vir jou lyk of dit vir jou lekker kan wees. Ek gaan later vinnig na die voor- en nadele kyk. Jy moet so lank begin om afloswerk of job shadowing te doen, om vir jou te sien, dat jy kan sien waarin is jy en waarin jy wil bevind. Jy kan begin om na skool te werk, as terwyl jy in skool is, of na skool kan jy dadelik begin werk in die gashuis of in die restaurantbedryf. En jy kan 'n diensopleiding kry of jy kan studeer deur ons dat al hierdie mense wat daar staan, deur ons studeer en ons doen alle betaling daarvoor. En dan jy kan ook gaan kies om in toerisme te studeer of in gasvryheidsbedryf natuurlik by 'n plek in die Kaap. Of enige ander plek in die land, dit maak nie saak waar nie, maar almal moet maar altyd Kaap toe gaan. Ek gaan nou vir julle voorstel nou vir Jan Meskes. Ek gaan so vinnig net sien wat sy studeer. Sy is ook 'n produk van Hoërskool Swellendam. Sy het in 2023 matriek geskryf. Sy het alreeds by ons begin werk van sy graad 10 is, elke liewe naweek gewerk. En sy is tans die assistentbestuurder van die Grote Ande Eike by die restaurant, by alles, help sy vir ons. En sy studeer dan sy is tans besig met 'n 2-jaar studie, wat sy nou weer gaan sien wat, waarvoor ons as maatskappy betaal. Hallo julle almal, ek hoop dit gaan goed met julle. Okay. So ek gaan julle 'n bietjie meer vertel van my en van wat ek nou doen op die oomblik. Soos meeste van julle weet, ek is Janeska, ek was nou ou skoolleer hier by Hoërskool Swellendam. Ek is tans 'n junior bestuurder hier by On the Leisure. Laat ek net vir julle vertel, ek het nie dadelik begin as 'n bestuurder nie, ek het myself opgewerk en so in die gastebedryf gaan julle self opwerk. Julle sal sien, dis harde werk, maar julle sal daarby kom. Ek het begin as 'n kelner hier by On the Leisure, ek het myself opgewerk, soos Tannie Finie gesê het, het ek elke naweek opgegee vir hulle, elke skoolvakansie het ek gewerk. En na ons Hoërskool Swellendam toe het ek nou by Finie verder gewerk en ek het nou as 'n bestuurder geword. Ek is nou tans besig om te swat by die International Hotel School daar in Kaapstad. Ek is besig om die IELTS Certificate in Hospitality Management with ALI Recognition te swat en wat dit beteken is dat wanneer ek nog geswat het vir hierdie 2 jaar, my sertifikaat en my graad wat ek gaan kry, gaan nie net nasionaal tel nie, maar internasionaal. So ek sal reg oor die wêreld kan gaan met hierdie graad en ek sal enige plek in die wêreld sal ek kan werk en dit sal tel. As jy wel by hierdie internasionale skool gaan swat, moet jy net mooi kyk. Elke kursus wat jy gaan kies het verskillende, soos die kursus wat ek nou gevat het is internasionale graad. Jy kry kursusse wat net 'n nasionale graad is.
En julle sal sien hierso op die page is 'n paar internasionale skole wat julle sal na toe kan gaan in Kaapstad wat internasionale erkenning het. Al hierdie skole is geakkrediteer en almal is geallokeer in Kaapstad. Van sien is Jaslyn. Jaslyn is ook 'n produk van Hoërskool Swellendam 2022 gematrikuleer. Sy het reeds haar sertifikaat gekry by die hotelskool en sy gaan met julle gesels oor haar take. Sy doen 'n verskeidenheid take en sy is ons hoofbestuurder by ons grootste vlaggenskap gastehuis. Hallo julle, soos julle al weet, ons praat nou oor die gastehuisbedryf. En gasvryheid is basies, dis die dienslewering wat jy aan gaste kliënte bied, wat nie by die huis is nie. En so ek is ook 'n assistent besprekingsbestuurder, so ek help die senior besprekingsbestuurder indien sy nie daar is nie. En die besprekings is redelik 'n groot rol, want as nie besprekings kry nie, het ons nie 'n gastehuis nie. So besprekings sluit alle versoeke wat die gaste presies wat hulle soek, waar hulle wil bly en wat hulle benodig. Ek is ook die hoofbestuurder van On the Uber gastehuis en On the Heuwels en dit verg nogal baie van 'n mens want jy mik heeltyd, jy moet vir die gaste 100% elke dag kan gee en soos van die vriend gesê, dit is nie altyd maklik nie. Jy kry gaste wat kom om te kla en dan kry jy gaste wat kom om te bly om dit te geniet. So jy moet reg wees om elke situasie professioneel te hanteer. Ek het ook die voorreg gehad om deur hulle te studeer by die International Hotel School. Ek het Introduction to Business Management gedoen, baie kort kursus. So as jy besigheidstudies het, het jy klaar opgesloot op daardie kursus wat ek gedoen het. En dan net terug by die bespreking, so ons werk op die program Nebula. Nebula is basies die program waar ons al ons besprekings allokeer, dit het die nodige informasie wat jy moet weet van die gaste wat die dag incheck. Dit wys ook so gewoonlik die ligte blou blokkies is nie geconfirm nie, so dit beteken ons nog nie 'n payment op het, so dit maak dit ook makliker vir ons om te sien, donkerblou weet jy, die gaste kom definitief. En dan net die statistieke van On the Leisure. So tot en met vandag was On the Uber 82% vol, On the Eike 76% en On the Heuwel 75%. En dan ons beste maand vir die hele maatskappy was in Februarie en dit was 98% vir On the Uber, 93% vir On the Eike en 91% vir On the Heuwel. En dan net die volgende slide, dit wys maar net hierdie jaar. Meestal, ons het nie net een plek wat heeltyd vol is en die ander plek is leeg nie, so ons is bevoorreg dat al drie ons properties hierdie jaar vol is. Julle ons kan nou klaar maak, net so een of twee goedjies nog. Ons het nou gepraat oor voordele en nadele van die beroep. Nou, dit is so dat alle beroep wat voor- en nadele het. Ek is doodseker, julle kan al daai lees. Ek gaan nie by elkeen ingaan nie. Die grootste voordeel is, as jy jou werk gedoen, is dit baie bevredigend. As jy die oggend na staan en lees, dis jy sure, dis die mooiste plek waar jy gebly, dis die lekkerste. Dan maak dit aso op vir die ander ou wat daar negatief was. So dit is lekker. En les kan jy self daar lees, dat is net by die tyd spaar. En dan is dit ook so dat 'n mens, ek het al gesê, kry tips. En dan selfs ons bestuurders deel in prestasiebonusse as ons sorg dat die plek die hele tyd vol is. So daar's baie motivering hieraan. Okay, die nadele is, jy is heeldag op jou voete. Die ure kan moeilik wees. Jy staan in werk, dan is al die mense besig om vakansie te hou. Almal is Kersfees saam met hulle vriende en nuwejaar by die see, dan werk die mense. Hulle het weer ekstra vakansiedae, maar dit is nie altyd so maklik nie, so jy moet jou maar instel daarvoor. Op junior vlak is jou salaris nie vreeslik groot nie, dit het ek vir jou daar ook gesê. En ja, die ure is moeilik. Jy moet ook altyd weet, en jy moet ook altyd besef as jy in die bedryf is, die mense gaan soet om hulle self te treat.
So jy moet altyd sorg dat jy die beste gee vir hierdie mense om dieselfde te treat. Anders is daar regtig 'n hoop nadele aan die bedryf. Net vinnig, stel ek net 'n vraag, moet vinnig oor finansiële bestuur praat. Mense om jou, die bedryf is moeilik. Jou kapitale uitgawes is baie groot om 'n gashuis te bou, om 'n restaurant te bedryf is ook verskriklik hoog, maar jou kamers maak meer geld, en die oomblik as die kamer daar staan, dan kan jy elke dag daarin genoeg geld inkry. Restaurantbedryf is 'n bietjie moeiliker in daardie opsig, want jy moet die hele tyd 'n klomp bedryfsuitgawes hanteer. Maar dit is 'n baie groot vaste kapitaal om enige van hierdie geboue op te rig. So dis baie moeilik as jy op jou eie wil begin. Nou waar gaan jy begin? Geleenthede in Swellendam. Ons het verskeie gastehuise in Swellendam. Anneliese is tans die grootste op hierdie stadium. Studente met 'n potensiaal, soos van julle wat sekerlik hier sit, en wat 'n langtermyn verbintenis met ons wil bou, kan enige tyd met ons kom gesels. En dan moet jy ook weet, dit is nie net nodig om na die klein Swellendam te kyk nie. Daar's wonderlike groot hotelle en restaurante in Kaapstad, in die tuinroete, in die hele wêreld. So as jy jouself kan begin opbou soos hierdie mense gedoen het, dan kan jy op 'n stadium 'n nuwe toekoms vir jou bou. En dan net ter afsluiting wil ek net vir sê, die gastebedryf is 'n baie veld. Dit het 'n legio moontlikhede, dis wonderlik, dis uitdagend, en soos ek gesê, elke tevrede gas gee vir jou daai bevrediging. Sterkte vir julle toekoms en vir julle beroepskeuse, dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie, en mens kan ook, ek het ons in 2 sê, en mens kan natuurlik ook begin met iets, en soos ek omtrent in my middeljare heeltemal iets anders doen. Jy hoef nie altyd net een beroep te hê nie. En dan, wees gelukkig in hierdie wonderlike skool waar jy is. Studeer, geniet, waardeer en neem deel. Hier kan jy akademies groei en jy kan jou karakter bou en jy kan jou persoonlikheid ontwikkel, want jy kry die geleentheid omdat jy soveel geleenthede in 'n kleiner skool is. Jy sal, ek weet, jy sal die uitstap, soos wat ek die bewys hier langs van het, as 'n goed aangepaste volwassene. Glo altyd dat jy die beste is en dat jy dit kan doen. Glo ook altyd dat opgee nie 'n opsie is nie. Altiora semper. Goeienaand julle, hoe gaan dit? Julle, en hierdie is nou wat ons noem op stage, nee, ek gaan dit nou nie sê nie, 'n tegnologiese error. So ek weet nou nie hoe hierdie werk nie, maar ek is gelukkig voorberei vir julle. So, wie is ek en hoekom is ek hierso en hoekom chat ek met julle? So dis 'n baie maklike storie. Ek het in 'n baie klein dorpie in die Vrystaat groot geword. Het al ooit van Ryds gehoor? Meer as ek gedink het, julle. Dis 'n rugby dorpie. Trust my nie verkeerde gaatjie in dit. Julle, so ek het in Ryds groot geword in die Vrystaat en my ma en pa het vir my gesê, jy kan enigiets gaan swat in die hele wêreld, net wat jy wil, solank dit 'n BCom-graad in Potch is. En dit is nou presies wat ek gedoen het. Ek het 'n BCom-graad in Potch studeer en ek het vir baie jare vir korttermynversekering gewerk in bemarking en retensies. So ek het gekyk, ek het vir Altrinans gewerk en ons het gekyk na die moeilikste van die moeilikste kliënte en my specialistveld is definitief kliëntediens. So 6 jaar gelede het my lewe bietjie anders gelyk en ek het 'n besluit gemaak soos enige ander Afrikaans sprekende mense in Suid-Afrika dat daar net een plek vir my is en dit is die Weskaap. En met groot opwinding het ek George toe geskryf, min wetend dat daar vir my 'n
toekoms is, en dat daar vir my 'n fantastiese lewe voor lê. So, die 28ste Desember 2019, stel help my gou hierso, dit was COVID, nee? Yes, net voor COVID. Nee, die jaar van COVID was 2020. Yes, die 28ste Desember 2020 het ek 'n besluit gemaak in Pretoria, dat my lewe groot moet verander, en ek het my oproepie gemaak, en binne 'n uur het ek 'n oproep gekry van die wonderlikste mense in die hele wêreld, Chef François Ferreira, wat ongelukkig so 'n paar jaar terug oorlede is, en hy het vir my gesê, Bokka, ek het nou net my chefskool verkoop aan 'n company genaamd Africa Skills. Ek sê, chef, ek het nog nooit van hierdie company gehoor nie, wie is hulle? En hoekom sê jy dit nou vir my? Ek sê, nee man, ek het nou net gereël dat jy aangestel word, ook sommer deur hulle as deel van die koopooreenkoms. Ek het by myself gedink, dit is 'n baie weird move om te maak, maar ek gebruik die move. So ek kyk na bemarking vir 14 kampusse landwyd. Ons het kampusse in PE, ons het kampusse in Kaapstad, ons het kampusse in Pretoria, ons het ewen 'n kampus in Pofadder, maar spesifiek praat ek met julle oor die George Tech kampus. So wat bied ons aan? Ek het vir julle 'n pamflet ingesit. Daar's 2 pamflette. Daar's 'n pamflet van Africa Skills George Tech en daar's 'n pamflet van François Ferreira Chefskool. So Africa Skills is die beheerende kampus. Ons kyk na alle bemarking en studentewerwing landwyd. En ons hoofkampus is natuurlik in George. So wat bied ons aan en waarna soek ons? So by Africa Skills glo ons dat die toekoms definitief gerig is op hands-on practical experience. So ons is 'n ambagskool, ons lei ambagsmanne en ambagsvroue op, of ambagsmense, en ons lei hulle leiding goed op. So al my programme is 3-jaar programme. Jy gaan met jou hande werk. 70% van wat jy gaan doen is prakties. Ek sien daar sportmanne daar agter is reeds besig om kriebelrig te raak. My programme is spesifiek gerig op julle, op enigiemand wat hou daarvan om prakties besig te wees, wat eerder hou daarvan om dinge te experience as om die hele tyd voor boeke te sit. En my kwalifikasies is natuurlik internasionaal erken. So net om aan te sluit by my kollegas van Ande Eike of Ande Leisure Groep, ek slaap vanaand by julle, toevallig. My kollega, die ingenieur, die onderwysers, die skoolhoof, almal wat hier is, word beïnvloed deur een baie belangrike aspek. Julle Africa Skills is vol, ons is elke jaar vol vir die laaste 6 jaar. En ons kampuskapasiteit is al 140 studente. So hoekom doen ons bemarking, julle? Ons soek na die 140 mees passievolste en mees waardegedrewe en purposeful. Ons noem dit purpose and passion. So ons soek die electricians wat electricians wil word. Ons soek die meganiese oukies wat dieselmans of petrolmans wil word. Ek soek chefs wat onsaglik graag 'n chef wil word. Ek soek die jong mense wat hulle toekoms ernstig opvat en 'n keuse maak om spesifiek by ons te studeer. Ek dink privaat education is privaat, so dis 'n keuse om by ons te wees. En dit is te duur om 'n besluit te maak wat jy nie 100% seker is nie. So ons soek ek noem met purpose and passion, en ek dink dit sluit baie aan by wat die vorige sprekers ook gesê het. So ek glo spesifiek dat die toekoms, as jy suksesvol wil wees, maak nie saak of jy 'n ingenieur word en of jy 'n gasvryheidsbestuurder word, of jy 'n onderwyser word en of jy 'n bemarker word soos ek self. As jy sukses wil hê en jou purpose and passion stem ooreen, dan gaan jy gelukkig wees. Ek dink ons is al daar in ons lewe,
Veral julle jong mense, wie van julle is 17? Wie van julle is 18? So meeste van julle is omtrent daar waar julle nou daai groot besluite van julle lewe maak. En ek sê vir jou, as jy reg suksesvol wil wees, as jy elke oggend wil opstaan en jy wil 'n lied in jou hart hê, maak 'n besluit waarby jy kan staan. So wat spesifiek doen ons? Ek gaan vinnig deur die kursus, ek gaan my tyd is min. So by Africa Skills doen ons 3 jaar kwalifikasies in ambagslyn. So 'n electrician, 'n millwright, 'n diesel mechanic, 'n meganiese fitter, 'n loodgieter, 'n welder, 'n boilermaker, 'n motormech, is 'n motorwerktuigkundige of 'n workshop manager en natuurlik houtwerk. So hierso in Swellendam is daar verskriklike aanvraag na goed gekwalifiseerde boilermakers, daar's 'n verskriklike aanvraag na goed gekwalifiseerde electricians. Swellendam, as ek het reg het, is 'n bietjie van 'n transport hub. So hier is verskriklik baie groot vervoer, hier is verskriklik baie boerderye, en elke boer het 'n trekker, elke trekker moet gediens word, so Swellendam is definitief 'n transport en 'n werktuigkundige hub. So as jy belangstel in een van hierdie rigtings, kom studeer jy by ons. Wat het jy nodig om by ons te kom studeer? Jy het nodig om 'n matriekleer te kom, en jy het nodig om wiskunde geletterdheid en Engels met 'n minimum van 60% te hê. So, die van julle wat gewone wiskunde het, ek soek 'n minimum van 50% in gewone wiskunde. Die van julle wat wiskunde geletterdheid het, die ten minste 60% in wiskunde geletterdheid kry. En waar is ons julle? Ons is natuurlik in Kaapstad en ons is natuurlik in George. So, almal het 'n oom of 'n tannie of 'n ouma of 'n oupa in George. Dit is baie lekker. George is definitief die plek om te wees. Ek laat dit daar. En dan laaste, maar die minste nie. Is ons chefskool. Chef François Ferreira was 'n persoonlike chef vir 3 van ons vorige presidente. P.W. Botha, Emile de Klerk en Nelson Mandela. Hy was 'n celebrity chef. Hy bekend gestaan in Suid-Afrika as die glanskok. Hy het 'n program op Kyknet aangebied op 'n stadium. En dit was 'n true amazing mens gewees. Hy was ook die eerste seun in Suid-Afrika wat hy sy kunde as 'n vak gevat het. So 'n definitiewe trendsetter. En by chef François was daar een ding belangrik. En dit is om seker te maak dat jy jou purpose en jou passion leef. So as jy 'n gasvryheidsbestuurder wil word, daar's definitief ander keuses. Maar as jy 'n chef wil word en jy wil die beste chef word in Suid-Afrika, is dit 'n baie maklike resep. Awesome. Julle maak 'n grappie nou die dag by skool te lag. Niemand. Ek het so nervus. Kyk, so is 'n baie maklike resep. Jaar 1 is professional chef. So jy leer van kook, jy leer van bak, jy leer van souse, jy leer enigiets oor die gasvryheidsindustrie en hoe om te entertain, jy leer 'n bietjie event management, jy leer 'n bietjie funksiebestuur, maar dit is jou professional chef jaar. Stap 2 is patisserie. So enige koeke, brode, enige soetgoed, enige croissants en panne sjokolade, dit doen jy in jou 2de jaar, en in jou 3de jaar doen jy jou management jaar. So dit is of 1 jaar op 'n slag, of jy kan 3 gelyk vat. Wat het jy nodig om by François Ferreira Academy te studeer? Jy het nodig om 'n matriekleer te kom. Jy het nodig om wiskunde geletterdheid te hê, met 'n minimum van 60, en Engels in 'n minimum van 60. Engels tweede taal is perfek. So, om enigiets by ons te kom studeer, moet jy 'n matriekleer kom, en jy het nodig om 'n 60% gemiddeld te handhaaf. Cool. Julle by Africa Skills vat ons 140 studente in per jaar. So as jy dink daarom aansoek te doen, doen vroegtydig aansoek. En by François Ferreira vat hulle 32 studente in per jaar. So as jy een van daai 32 studente wil wees, doen vroegtydig aansoek. So ek weet nie of julle fone by julle het nie. Al die informatie
informasie is op die pamflette. Ek sien dat jy nie my keyword code nie, so is goed, jy het nie julle fone by julle nie, want dit sal vir julle niks beteken dit nie. So julle is meer as dan om ons te kontak. Ek het 'n span van 'n baie groot span in George, wat gereed is om julle te help. Hoe doen jy aansoek? Jy kontak een van my spanlede, jy doen 'n persoonlike onderhoud, of jy nou elektries of Shebel word, jy doen 'n persoonlike onderhoud, en dan besluit ons op jou plasing. En as jy geplaas word by een van die 2 colleges, dan begin jy in Februarie studeer. Ons baie dankie julle, dit was 'n amazing week geweest.